Hallo al die maatjies, die 3 varkies en die besige paaie en al die ander maatjies wat ek ken. En vandag groet ek spesiaal vir Esmy en die seemeeuwtjies daar in Mosselbaai. Nou hierdie vandag se storie is Nina se storie. Nina het vir ouma storie hierdie oulike prent gebring van 'n leeu en 'n krokodil en toe maak ons 'n storie. Nou hierdie leeuetjie se naam is Lodewyk. Lodewyk leeu. Nou Lodewyk leeu is nie altyd pers gewees nie. O nee, hy was net 'n gewone leeu en hy bly daar in die bos. En eendag, toe kom hy by sy vriend. Sy vriend bly daar by die watergat. Sy naam is Callie Krokodil. Die leeuetjie is so hartseer. Hy sê, "O Callie, ek gaan nooit weer skoon kom nie. Ek weet nie hoe ek so vers gekom nie. Ek het net daar onder deur die bome geloop. En toe ek by die watergat kom en ek kyk so, toe sien ek, hier's groot fout. Ek is nou pers." Sjoe, daai krokodil weet ook nie. Hy huil maar saam, want krokodille het mos sulke lekker lang trane. Hy lei saam. Wat gaan ons nou maak? Maar hier bokant hulle in die boom. Hulle het nie geweet nie, daar sit die aapie. En die aapie is nie net 'n skinderbek nie, hy luister ook af. En hy spring daar af en hy sê, ek weet presies wat gebeur het. En die leeu sê, en hoe weet jy? Hy sê, want ek het gesien. Weet jy wie het jou so vol persverf gegooi? Dit was die trolle. What's that? Vra die krokodil. Hy ken nie daai nie. Hy sê, dis sulke lelike brein mannetjies. Hulle bly eintlik in die grond. Maar hulle is eintlik maar net baie stout. Hulle maak nie seer nie, maar hulle is vrek stout. Nou, hoe gaan ons hulle weer wegkry? Vra die leeu. Wat gaan ons met hulle maak? Hy sê, weet julle wat? Ek het gehoor, hulle hou net mooi niks van 'n lawaai nie, 'n groot geraas nie. En so tussen ons klomp diere kan ons 'n lekker groot geraas maak, né? Ja. Hulle almal dink dit is 'n goeie plan. En aapie wip so van boom tot boom en hy spring en hy draai sy stert en daar gaan hy. Hy gaan roep al die diere wat hy kry. Veral die groot olifante en die renosters en almal wat kan vreeslik raas, soos die kraaie met hulle en die kweefels wat sê kwee. Almal wat kan raas, hy gaan roep vir hulle. En hulle kom daar en hulle sê, nou, wat gaan nou aan, wat gaan aan? Die leeu sê, jong, julle moet my vandag asseblief help. Kyk, hoe lyk ek? Het julle al in julle lewe 'n persleeu gesien? Nee, nog nooit. Nou, hoekom lyk jy so? Dis die trolle. Dis die trolle, sê hy vir hulle. Dis hulle skuld. Hulle het my soveel persverf gegooi. Nou was dit nie af nie, vra die een olifant. Dit moes mos makliker was. Nee. Ek was al paar keer in die water. Dit was nie af nie. En die diere besluit, elkeen gaan die hardste geluid maak wat hy wil. Party gaan stamp met hulle voete en party gaan skree en raas en trompeter. Alles wat jy aan kan dink. En die gat hulle. Hulle maak by mekaar en hulle begin so van een kant van die bos af en daar gat hulle. En dit raas. Dit skree. Doef, doem. En dit gaan net vreeslik. Die trolle sit nog daar in 'n boom en hulle hiervan hou ons niks.
maar hulle trek weg in hulle hardloop. Hulle hardloop, dit is so klein word, hulle koppies trek so tussen hulle skouers in, maar hulle hardloop. En hulle hardloop, en hulle hardloop, en hulle stop nie voordat hulle daar terug in Trol se land is nie. Daar waar hulle hoort. Almal in hulle gate in, woep wap, 1, 2, 3. En hoor, al die diere gaan rustig terug na hulle plekkies toe. En die leeu besluit, hy sal maar elke dag bietjie vir hom gaan was en kyk. Maar hy begin toe amper nou net van hierdie perskleer hou. Toe sien hy, dit begin sulke kol afwas. Nou ja, voor hy hom kom kry, toe is hy skoon. En alles is afgewas. En hy is weer 'n gewone leeu. Maar ons het iets vergeet. Vandag moet ons nog 'n rympie sê. Nou hoe die olifante so hard geraas het, gaan ons vandag van die olifant 'n rympie sê. Dit klink so. Oom olifant, jou reuse dier, die mense lag vir hul plesier. Want waar het jy al ooit gehoor van 'n stertjie van agter en 'n stertjie van voor? Tata, lekker bly, tot volgende keer, bye!